Gemeente, vanoggend, soos ek gesê het, gaan ek praat oor die Heilige Gees. En, maar nou by die gedeelte oor die wet. En ek wil hier uit Galasiërs net 2 gedeeltes lees. Wat ek gesien het van dat ek hier by Stella is dat baie lidmate sal, as ek een Sondag vergeet het, dalk om die wet te lees, dominee, jy het nie die wet gelees nie. En daar's een ding wat baie keer ons as Christene probeer ons lewe inrig volgens die wet. Maar ons het soveel meer as die wet om ons lewe mee in te rig. Ons het die Heilige Gees. En 'n leiding deur die Heilige Gees stel jou in staat om die wet te vervul, maar 'n leiding deur die Heilige Gees stel jou in staat om baie meer as net wetsonderhouding te doen in jou daaglikse lewe. En Paulus sit met dieselfde. Klomp Jode wat tot bekering gekom het, wat geleer het om die wet te onderhou, en hulle sê nee, gee vir ons die wet. Dan kom Paulus en sê nee, nie die wet nie, die Gees. Galasiërs 3, julle Galasiërs, julle lidmate van Stella, julle Galasiërs, is julle dan so sonder begrip? Wie het julle verstand benewel? Jesus Christus is tog so duidelik aan julle verkondig, dat julle hom as ware aan die kruis kon sien hang. Net een ding wil ek van julle weet. Het julle die Heilige Gees ontvang deur die wet van Moses te onderhou, of deur die evangelie te glo? Is julle dan so sonder begrip? Julle het met die Heilige Gees begin, wil julle nou in eie krag eindig, bedoelende, wil julle nou met die wet eindig in eie krag? Was al julle swaar kry dan verniet? Dit kan tog nie verniet gewees het nie. Hy wat julle met die Heilige Gees toerus en wat kragtig onder julle werk, doen hy dit omdat julle die wet onderhou, of omdat julle in Jesus Christus glo? Vers 10, maar almal wat staat maak op die onderhouding van die wet, val onder die vloek, want daar staan geskrywe, daar is 'n vloek op elkeen, wat nie stiptelik alles doen wat in die boek van die wet geskrywe staan nie. Dan kom Paulus en sê, God het ons soveel meer gegee, die Heilige Gees. Ons het die Heilige Gees. En dan lees ek 5 vers 16, wat ek bedoel is dit, laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle nooit besoog voor die begeertes van julle sondige natuur nie. Wat die sondige natuur begeer is in stryd met wat die Gees wil, en wat die Gees wil is in stryd met wat die sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Maar as julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Vers 25, ons lewe deur die Gees, laat die Gees ons gedrag bepaal. Enige gemeente Stella, Christene hier in Stella, ons lewe deur die Gees, laat die Gees ons gedrag bepaal. Ons lewe nie deur die wet nie. Dan is dit net 10 goedjies wat ons moet onderhou. Maar as ons lewe deur die Gees en ons laat toe dat die Gees ons gedrag bepaal, dan het dit 'n impak op elke faset van ons lewe. Dan raak dit soveel meer toewyding as om net 'n wet te onderhou. Ons lewe deur die Gees. Die wet maak dood, die Gees maak lewe.
Ons lewe deur die Gees. Laat die Gees ons gedrag bepaal. Ek gee vir jou 'n oombliekie om bietjie te kyk, hoe leef jy? Wat bepaal jou gedrag? Is dit nog wetsonderhouding? Of stel jy jou oop vir die werking van die Gees? En leef jy soos die Gees van God jou lei om te doen? Natuurlik, die Gees van God, ek wil nie vandag praat oor die vlees nie, maar die vlees staan teenoor die Gees. Ek lewe deur die Gees. Hoe leef jy? So 'n oombliekie vir selfondersoek. Ek wil julle uitnooi om die Bybel saam met my oop te maak by 'n pragtige teks, Efesiërs 5, en ons gaan lees daarvan 'n vers, dink 16. Efesiërs hoofstuk 5. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Here, dankie dat U ons salf met die Heilige Gees, die Heilige Gees wat ons lei om soos ware Christene in hierdie wêreld te leef. Die Heilige Gees wat ons deur krag inspireer om in liefde te lewe, om diensbaar te wees, om 'n koninkryksverskil te maak. En vanoggend is dit ons gebed dat U vir ons deur die Heilige Gees sal lei, dat U die woord sal oopbreek, dat U deur die Heilige Gees hierdie woord in ons hart, met die woord in ons hart sal ingaan, dat U deur die Heilige Gees sal oopbreek in ons, dat U deur die Heilige Gees sal vernuwe. En vanoggend ook, Here, as ons saam gaan bid vir die vervulling met die Heilige Gees, Here, dat ons sal oop wees en nie bang sal wees om die Heilige Gees, die derde persoon van die goddelike drie-eenheid, in ons lewe, in die gemeente se lewe, toe te laat nie. Here, kom spreek U vandag, kom maak U die woord lewend, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Die tema vanoggend, maak vol, asseblief. Ek kom heel op die einde by hom, want nou gaan jy verstaan hoekom die tema is, maak vol, asseblief. Nou kom ons lees net, Efesiërs 5, vers 15. Wees baie versigtig hoe julle lewe, nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandiges. Hy kom en hy sê, daar's twee groepe mense, die onverstandige mense en die verstandige mense. So, maak die beste gebruik, die verstandige mense, van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Moenie onverstandig optree nie, maar probeer te weet te kom, tree verstandig op. Probeer te weet te kom wat die wil van die Here is wat jy moet doen. Die Here se wil is vir ons duidelik, vir gemeente, vir kerk, vir Christene. Probeer te weet te kom wat die Here wil dat jy moet doen. Moenie onverstandig optree nie, moenie aan drank jou aan drank te buite gaan nie. Daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, tree verstandig op. Laat die Gees julle vervul en sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere. Sing met julle hele hart tot eer van die Here. Dank God die Vader altyd en alles in die naam van ons Here Jesus Christus en wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Die kernteks vir vanoggend, verstandige mense, onverstandiges, moet julle nie aan drank te buite gaan nie, dis wat hulle doen. Daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, verstandige mense, laat die Gees julle vervul. Nou, die vervulling met die Heilige Gees is seker die belangrikste leerstelling wat ons as Christene in die kerk het. Naas die kruisiging, die opstanding van Jesus Christus, die vervulling met die Heilige Gees, seker die belangrikste. Hoekom die belangrikste? Want as ek verstaan dat ek deur die Heilige Gees lewe, dan is dit die Heilige Gees wat my die krag gee om as 'n Christen te leef. Nou sê ek, dit is seker die belangrikste leerstelling, die vervulling met die Heilige Gees, maar dit is seker die een ding
wat veral in die meeste NG Kerke die meeste verwaarloos word, wat dalk heel moontlik in NG gemeentestelle ook verwaarloos word. Die belangrikste, wat die minste aandag kry. Nou, net bietjie die groter prentjie, ek het verlede week dit gelees, ek het nie daarop ingegaan nie. Die Nuwe Testament gebruik 2 woorde om die vervulling of die doop met die Heilige Gees te beskryf. Die een, ons ontvang die Heilige Gees deur gedoop word met die Heilige Gees. Dit is Jesus wat met die Heilige Gees doop. Hy sê hy gaan op en hy gaan die Heilige Gees uitstort en dan gaan ons gedoop word met die Heilige Gees. Dit kom 10 keer in die Nuwe Testament voor, die doop met die Heilige Gees. Nou hoe ek dit verstaan, die dag wat ek en jy tot bekering gekom het, is ons deur Jesus gedoop met die Heilige Gees. Ons het die Gees van Jesus Christus ontvang, gedoop met die Heilige Gees. Maar dit bly nie vir altyd nie. Ek gaan nou 'n beeld gebruik. Die tweede een is die vervulling met die Heilige Gees. Gedoop met die Heilige Gees, dit het nie vir altyd gebly nie. Dan kom die Bybel op baie meer plekke en sê, laat die Gees julle vervul. Laat die Gees van God jou voortdurend volmaak. Dat jy vol kan wees deur die Heilige Gees, laat jy deur die Heilige Gees lewe. En orals, daai vervulling met die Heilige Gees is 'n voortdurende tyd werkwoord. Nie 'n eenmalige ding afgehandel, finish en klaar nie. Laat hier een ding voortdurend in jou lewe gebeur. Voortdurend vervul met die Heilige Gees. Julle as boere, ek het 'n beeld wat julle sal verstaan hoe dit werk. Jy kan 'n plaasdam skrob. En dan staan die dam leeg. En dan is daar 'n donderstorm en daar's 'n storm en dit reën. En eensklaps is die dam vol. Doop met die Heilige Gees. Vol. En dan as daar geen verdere invloei is nie, wat gebeur? Verdamping, dreinering. En as jy weer kyk, is die dam leeg. En so gebeur dit in baie Christene se lewe. Hulle het die Heilige Gees ontvang, was vol van die Gees, maar vandag leeg, dolleeg, leef nog in eie krag, probeer self 'n verskil maak, maar die Heilige Gees is nie meer daar nie. Maar wanneer jy 'n dam sou skrob, sê maar in die uitloop van 'n fontein, en hierdie fonteintjie loop stadig, maar hy loop aanhoudend, vul hy hierdie dam, daar's 'n voortdurende invloei, en dan's daar 'n uitvloei ook, want die dam hou nie die water vir homself nie, en dit is wat vervulling met die Heilige Gees beteken. Jesus Christus is ons bron, hy vul ons met die Heilige Gees. Ons moet net oop wees vir die vervulling met die Gees. Hier vloei dit. Dis in ons, dit vloei deur ons. Want hier's die ding, die Heilige Gees werk in Christene, deur Christene. Het jy dit al beleef in jou lewe? In jou, deur jou. Dit stop nie by jou nie. In jou, deur jou, vir die wêreld daar buite. En nou wil ek hê, ons moet net vir 'n oombliekie gaan stil staan by Efesiërs 5 vers 18. Hier's 2 goed wat Paulus kom doen. Hy sê, en baie interessant, 2 teenswoordige tydwerkwoorde, dis iets wat jy in Grieks kan sien. Hy sê, moet jou nie aan drank te buite gaan nie. Daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees jou vervul. Wat Paulus hier kom sê, moenie alkohol begin inneem nie. En as jy dit gedoen het, moenie daarmee aanhou nie. Teenswoordige tyd. Moenie eers dit inneem nie, maar moet ook nie eers daarmee aanhou as jy begin het nie. Teenoor dit sê hy, begin om met die Heilige Gees vervul te word. En as jy begin het, moenie stop nie.
Laat die Heilige Gees jou aanhou vervul. Nou, wanneer, ek gaan nie hierop ingaan nie, maar hy gebruik hierdie twee goed, wat doen alkohol? Alkohol, jy kom onder die beheer van alkohol en jy is iemand wat jy nie van self is nie. Vanoggend toe ek hier inry, Lourens, dankie, waar sit Lourens? Ek het hom gevra om die drankbottels te gaan optel. Toe lê die drankbottels net hier in die begin van die sirkel. Julle sien nog 'n paar glasstukkies. En vereers het ek gedink, los dit daar, want dit pas so mooi by vanoggend se boodskap. Moet jou nie aan drank te buite gaan nie. Want dankie dat jy dit opgetel het, Lourens, jou vingers nog heel. Ek hoop net jy daar gebuk en gil. Lourens, nee, moenie Lourens, moet jou nie aan drank. Nou, teenoor dit, hier is ons. Christene leef anderste. Ons laat ons deur die Heilige Gees vervul en ons lewe deur die Gees. So die twee teenswoordige tyd goed, moenie begin alkohol inneem nie, en as jy begin het, moenie daarmee aanhou nie. Dis wat hy daar sê. Teenoor dit, begin om met die Heilige Gees vervul te word, en as jy begin het, moenie stop nie. Gemeente, want daar is 'n rykdom in 'n lewe deur die Heilige Gees wat jy vir niemand kan beskryf nie. As die Heilige Gees van jou besit geneem het, en die Heilige Gees kom doen dinge deur jou, ek meen, is priceless. Jy kan dit nie beskryf nie. Maar hoekom is ons bang? Hoekom is veral ons as NG Kerk lidmate bang? Laat ek maar eers by die bang, voor ek by die pot kom. Dis nie deel van ons tradisie nie. Ons tradisie, nee. So dit pas nie lekker in by hoe ons die Here dien nie. Is dit nie so nie? Ek sien eens party wat met 'n smile sit. Die tweede ene, ons het 'n vrees vir die bonatuurlike. Nou, laat die Heilige Gees my iets doen wat ek nie gedink het ek sal doen nie. Ek wil nie, kyk net hoe mal gaan dit baie keer op die TV. Nee, asseblief net. Dit daar, los die TV. Moenie vrees nie. As die Heilige Gees jou vat, dan gaan hy iets deur jou doen, wat buite jou comfortzone is. Maar moenie vrees daarvoor nie. Die ander ene, ons is so ingestel op die intellektuele. Dis wat die Bybel sê, dis wat ek gaan doen. So, laat ek die teks verstaan, maar die Heilige Gees, hy is bietjie bo logika. Hy is bietjie bo iets wat ek kan uitlê. As die Heilige Gees werk, en dis hoekom ons bang is. 'n ander ene is baie keer is daar diep seer of emosies of sonde in my lewe, dan kan ek nie bid. Ek het nie die vrymoedigheid om te bid, laat die Gees my vervul nie. Maar die grootste een, dink ek, is ook 'n vrees vir volle oorgawe. So wat is jou vrees? Mag dit vandag gebeur dat die Heilige Gees jou oortuig. Moenie vrees nie, moenie bang wees nie. Ons aanbid die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Die Vader wat ons toevou in liefde, die Seun wat vir ons aan die kruis gesterf het, en die Heilige Gees wat in ons is om ons te inspireer om geestelik te lewe. Wat deur ons 'n verskil in ons wêreld wil maak. Nou, wat soek die pot hierso? Soos julle kan hoor, is hierdie pot leeg. En baie Christene se geestelike lewe lyk so. Ons lyk mooi van buite af as Christen. Ons gaan kerk toe. Ons is leeg. Leeg van wat? Leeg van die Heilige Gees. En
Daar's twee goed wat 'n ou moet besef. As ek leeg is, dan kan ek bid, Here, vul my. Maar ek gaan nie sommer gevul word nie. Hierdie pot kan nie nou met water gevul word nie. Hoekom? Want hy's toe. Baie Christene weet hulle begeer 'n geestelike lewe, maar hulle is nie oop vir die vervulling met die Heilige Gees nie. Daar's twee goed wat in 'n Christen se lewe belangrik is. Leegheid en oop. Ek moet die deksel afhaal. Sê, Here, hier is ek is leeg. Kom vul my met die Heilige Gees. Ek begeer 'n lewe waar ek deur die Gees lewe en nie deur die vlees nie. Ek begeer 'n lewe waar ek deur die Gees lewe en nie deur die wet nie. Here, kom maak my vol. Kom vul my met die Heilige Gees. En Here moet ook nie ophou nie. 'n voortdurende tydwerkwoord. Begin my vul, Here. Ag, en Here moet asseblief nooit ophou nie. Hou aan om my te vul. En moet 'n Christen se gebed elke dag wees, Here, ek is oop vir die werking van die Heilige Gees en vul my en hou aan om my te vul. As jy sukkel met 'n sonde, Here, vul my met die Heilige Gees dat ek deur die krag van die Gees 'n oorwinnaar kan wees oor hierdie ding. As daar stres en spanning is in jou lewe, as die lewe vir jou moeilik is en jy weet nie hoe om 'n ding te hanteer nie, vul my met die Heilige Gees en stel my in staat om hierdie groot ding in my lewe te kan hanteer. Vul my met die Heilige Gees. Laat die deksel afkom. Beeld, nog 'n beeld. Wie van julle kinders het al saam met julle pa ma gery en die kar het so 'n paar rukke gegee en daar trek jou pa van die pad af en sê, oeps, ons het nie brandstof in die kar. En wie het al sonder petrol gaan staan? Kinders? Daar moet sy eers vir haar pa vra, papa, kan ek maar my hand opsteek? Laurens, het jy al sonder petrol gaan staan? Ja. Wie het nog nie sonder petrol gaan staan nie? Is daar iemand wat Mariaan, het jy nog nie sonder petrol gaan staan nie? Hoekom, want jy loop of wat? Jy's presies, jy kyk daarna. Ja, daar is hy. Mense, nou, hier is die beeld. Ok, hier is die beeld, kom verder. So, wie vir die kinders vra, wie van julle was al in die kar gewees, dan ry jou pa so by die petrolpomp in, en hy stop so, en hy druk die venster, ok, party moet nog afdraai, en sê hy vir die petroljokkie, maak vol asseblief. Ja, kan julle dit? Ja. Daai Marion se seentjie, wat sy naam? Estian. Jesie. Sy, derde ene. Jesie, ek sien jou pa ry 'n Land Cruiser. Hoeveel keer 'n week moet hy daai cruiser vol maak? Heeltyd. 2 keer. Jo. Dan ry hy seker min. Sy, maak vol asseblief. Ons almal is gewoond om by die petrolpomp te stop, veral wanneer dit payday is. En sê, maak vol asseblief, dan kan ons smile, dan kan ons hom betaal. En net so moet ons weet, as die kar nie sonder brandstof kan ry nie, ons brandstof is die Heilige Gees. En eintlik heeltyd moet ons vir die Here sê, Here, ek voel 'n bietjie leeg, maak vol asseblief. Heilige Gees, maak my vol asseblief. Laat ek kan oorloop. Maak my vol asseblief. En geen gemeente Stella, ons as 'n groep, ons as 'n eenheid, is dit die tyd dat ons ook bid, Here, ons as 'n NG gemeente Stella, maak ons vol asseblief, dat die Heilige Gees deur ons vloei.
Maak ons vol. Asseblief, Here. Ons kan nie meer lewe sonder die Heilige Gees in ons eie krag toe nie. Maak ons vol, want ons het 'n kuierfees. Dat ons 'n kuierfees deur die Heilige Gees gaan doen. En dis wat vir my so mooi is van daai liedjie wat Magriet gekies het vir die bemarking van die kuierfees video. Dis 'n liedjie wat sê die Heilige Gees. Ons gaan 'n Heilige Gees partytjie hou. Maak ons vol asseblief. Kan ek hoor? Wie van julle? En vanoggend gaan ek 'n ding doen wat dalk nou nog nooit in Stella gedoen is nie. Wie van julle begeer om volgemaak te word met die Heilige Gees? Wie begeer die Heilige Gees? Vol. Nou dan wil ek jy nie net hand opsteek nie, kom ons staan. As jy die Heilige Gees wil hê, kom ons staan. En dan gaan ek ons lei in 'n gebed. 'n Gemeente wat staan, almal staan, kinders en groot mense. En kinders, onthou, die Heilige Gees is die Heilige Gees wat in kinders en in groot mense werk. Hy vra nie eers hoe oud is jy nie. En dit is vir my wonderlik om te sien hoe die kinders saam met hulle ouers staan. En as ek bid, steek sommer die hand so uit, ontvang, maar wys jy's oop vir die werking van die Heilige Gees. Haal die deksel af. Here, ek is oop. Kom ons bid. Liewe Hemelse Vader, ek kom na U toe in die naam van ons Koning en Here, Jesus Christus. En Here, ons almal hier begeer die vervulling met die Heilige Gees. En ons dank U vir die belofte dat die Heilige Gees 'n kosbare geskenk is, Jesus, wat U gegaan het om vir ons te gee. En dankie dat die Heilige Gees tasbaar hier teenwoordig is. En Here, ons vra, ons is leeg en ons maak ons oop en kom vul ons met die Heilige Gees. Heilige Gees, kom stort U self in die oorvloed uit in ons lewens, in ons gemeente se lewe. Vul ons met die Heilige Gees, dat ons sal oorloop van U teenwoordigheid, dat ons sal oorloop van U krag en U liefde, dat ons deur die Heilige Gees 'n gemeente in Stella kan wees, soos wat U ons geroep het om te wees. Heilige Gees, ons bid dat U ons sal kom verander, dat ons al meer gelyk sal word aan Christus Jesus, soos wat Paulus in 2 Korintiërs 3 sê, dat ons al meer Christus gelykvormig sal wees en die heerlikheid wat van ons sal uitstraal, sal toeneem tot U eer alleen. Ons bestraf nou al die leuns en al die twyfel en al die vrese wat daar mag wees, wat ons gehad het om deur die Heilige Gees te lewe. Kom vul ons met die Heilige Gees. Ons staan op die woord. As die woord sê, ons kan die Heilige Gees ontvang in die geloof. Ons ontvang die Heilige Gees in geloof. En Here, ons bid ook vir 'n groot uitstorting van die Heilige Gees, nie net in ons as individue nie, maar ook in hierdie gemeente, in NG Gemeente Stella. Ons bid dat die Heilige Gees kragtig in hierdie gemeente sal werk, dat daar mense wat Jesus nie ken nie tot bekering sal kom, dat ons sal oorloop van die evangelie. Ons bid vir 'n herlewing in ons elkeen se lewe. Kom vul ons as 'n gemeente met die Heilige Gees. Ons dank U, Here, dat U ons gebed verhoor. En mag die Heilige Gees ons almal vul. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Waar is hy?